Dit is die tweede keer in minder as 'n maand wat ek julle waarsku teen swaar reën en moontlike lewensgevaarlike vloede wat kan plaasvind hier oor dele van die Suid-Kaap en die aangrensende binneland, waar die weerdiens 7 waarskuwings uitgereik het vir Woensdag, 'n vlak 4 waarskuwing vir onstuimige see en sterk winde oor die kusgebiede en ook daai vlak 8 waarskuwing vir vloede wat moontlik gaan plaasvind nogmaals hier in dele van die Suid-Kaap. Dit sluit in die Oos-Kaap en die aangrensende binneland. So hier is die voorspelling. Ons synoptiese analise sal vir ons 'n pink kleur begin vertoon as ons swaar reënbuie verwag en is presies wat ons sien teen Woensdag aand hier oor die suide van Suid-Afrika met swaar reën en donderstorms wat aan en af gaan val en ooswaarts versprei later oor Nelson Mandela Bay. En dan teen Donderdag gaan die skorpioenstert van hierdie afsylaag weer eens nog swaar reënbuie veroorsaak oor dieselfde gebied. So ons reënval geakkumuleerde kaart wys vir ons dat in die volgende 2 dae, dis nou Woensdag tot Donderdag aand, gaan meer as 50 mm val in die pinkskakering wat strek tot hier in dele van die Karoo en meer as 100 mm hier oor die tuinroete en dele van Nelson Mandela Bay. Maar as ons die skaal nog fyner maak, tel hy nou in die swart kleur waar ons meer as 150 mm verwag. En dis nou reeds alweer hier in die Langkloofvallei in die omgewing soos Jabartina, wat tot en met 180 mm kan neerstort. Nou dis nie die 300 mm wat ons vroeër in Mei gesien het nie, maar is steeds baie reën vir hierdie gebied en dit gaan heel moontlik lei na oorstromings want ons weet die damme is vol en die grond is versadig. Woensdag en Donderdag en ligte sneeu val oor die hoë bergpieke van die Kaap-provinsies en die meeste sneeu gaan val daar oor Lesotho met so 20 cm in Afriski. Hier is 'n opsomming wat jy kan verwag Woensdag en ons weet die meeste stormweer gaan beweeg hier oor die suide van Suid-Afrika met reënbuie wat ooswaarts versprei later oor dele van Noordwes en dit sluit in die Vrystaat. So agter daai koufront gaan hy laagdrukstelsel versterk Woensdag en hy gaan stormsterk winde en onstuimige see veroorsaak vir die Suid-Kaapse kus. Dit sluit in die Wes-Kaap met winderige toestande wat ook gaan draai om daai laagdrukstelsel oor die Noord-Kaap en die sentrale gebiede van Suid-Afrika. Ons kyk nou meer in diepte na die Wes-Kaap en eintlik maar net wind hier in Kaapstad. Dit is nogals koelerig net 17. Hier en daar kan ligte reën val, maar ook maar net ligte reënbuie in die omgewing van Woester en Hermanus. Sluit in Swellendam. Die meeste reën gaan val hier ooswaarts van 'n Mosselbaai in die omgewing van George, dele van die Klein Karoo, veral hier tussen Plettenbergbaai oor Knysna. Dit sluit in soos ons gesien het. Ons kan sien hierdie pinkkolle wat opgetel word oor die Langkloofvallei. Dit is die area wat regtig baie reën gaan kry die volgende 2 dae met ook later swaar reën wat kan val in die omgewing van Nelson Mandela Bay. Dan gaan die reënbuie en donderstorms ook versprei daar oor dele van die Oos-Kaap met maksimum temperature net so rondom 15 vir die binneland en rondom 20 vir die kusgebiede. In KwaZulu-Natal raak dit later gedeeltelik bewolk en dan teen laatmiddag kan enkele donderbuie versprei oor die suidkus. Ons beweeg nou na Mpumalanga toe waar dit 'n meestal sonskyn dag gaan wees, later gedeeltelik bewolk in die weste en dan sonnig en warm tot baie warm in die Laagveld. Selfs vir Limpopo is 'n droë dag en dit raak lekker warm daar in die Kruger Nasionale Park met temperature in die middel tot hoë 20s. Ons beweeg nou ook na Noordwes toe en ons kan sien dit raak gedeeltelik bewolk, temperature die middag so rondom 20 en dan teen laatmiddag gaan daai noord-noordweste wind begin optel hier oor die westelike gebiede. Selfs in die Noord-Kaap, die wind gaan optel oor die noorde en die weste met koue reënbuie wat gaan val oor hierso. Die wind gaan optel in die noorde en ooste met koue reënbuie wat gaan val oor die weste en die suide. En aanvanklik in Sutherland gaan ysig koud wees daar met ligte sneeu wat teen Woensdag aand en Donderdagoggend gaan val oor die hoë liggende gebiede naby aan Sutherland. En dan teen Woensdag aand gaan die koue reënbuie ook die weste van die Vrystaat bereik. Ons kyk ook nou na ons voorspelling in Gauteng, is meestal sonnig en temperature is gemaklik Woensdag, maar dan raak dit heelwat kouer teen Donderdag. Ons kyk nou na Namibië en ons kan sien dit gaan winderig wees in Lüderitz en Keetmanshoop. Hierdie westewind gaan ook optel oor die sentrale gebiede met so 24 in Gobabis. Teen Donderdag gaan daai afslaag weerstelsel se stert nou nog swaar reën veroorsaak veral vir die tuinroete en die Langkloofvallei met reënbuie en koue weer wat ook ooswaarts versprei oor Suid-Afrika. Dit gaan ook nou Gauteng bereik en dele van KwaZulu-Natal. En dan gaan dit nog ysig koud wees Vrydag. Ons kan sien maksimum temperature gaan maar sukkel om 10 te bereik hier in dele van die Karoo en die Vrystaat en ook 'n koue 13 grade in Johannesburg, maar daarom gaan meeste van die swaar reën opklaar. Dis al van my af, bly veilig Suid-Afrika.